Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Sjoe, ons is hier besig met 'n intense storie. Dit grip my, dit vat my en ek sukkel om in my tydsgelewe te bly, maar ons is in ons verjaarsdag en die Here het met ons gepraat oor doen meer, gaan verder. Daai klip gooi verder wat Jesus gaan bid het. Gaan jy hom volg en daai ekstra myl stap, daai ekstra gehoorsaamheid, daai ekstra opoffering. En die reward is, die prys daarvoor is intimiteit met God, liefde, one-on-one, een tot een, met tyd met hom. En toe sien ons die volk Israel word genooi op teen die berg, en later die disippels op in die bo vertrek. En so speel ons die speletjie van God nooi jou en my na meer intiem toe. Maar daar's 'n prys, daar's 'n voorbereiding, daar's 'n opoffering. Kom ons kyk, Eksodus 19:21, die berg het nou gebewe en geskit. Moses is op, die Here praat met hom. En nou vers 21, die Here het vir Moses gesê, klim af en gaan waarsku die volk om nie in die afgebakende gebied in te gaan om na die Here te kyk nie. Hoor daar, om na die Here te kyk nie. Baie van hulle sal dan doodgaan. Selfs die priesters wat dikwels voor die Here kom, moet hulle self eers voorberei, anders sal hulle doodgaan. Mens, ek sê dit die hele tyd, daar's iets heiligs aan God, wat ek en jy nie ligtelik moet vat nie. Mens, hierdie is nie net bangmaak stories nie, hierdie is nie ou vrou stories nie, hierdie is nie Ou Testament stories, ja, maar Jesus, die kruisdood en al hierdie goed, ek weet. Gister het ek het genoem en ek kon nie by hulle name kom nie, Ananias en Safira. Nuwe Testament, na Jesus se kruisdood, genade aangeneem, gewas in sy bloed, kom en jok in die kerk oor finansies en val dood neer. Jy mag dalk sê, ja, maar hy was die laaste twee, dat nooit weer daarna gebeur nie. Ek en jy weet nie. Ek en jy weet nie hoeveel mense is dood, siekbed, dadelik, vrees, aanvalle, mal geword in alkohol. Ek en jy weet nie alles wat gebeur het. Mense wat gespeel het met die heiligheid en die heerlikheid van God nie. Al wat ek vir jou sê, mens, hier sê die Here, selfs priesters, nou in daai tyd, priesters het afgesonder geleef, apart gebly, heilig geleef. Priesters het hulle self gereinig met die heilige water en die bloed en die water wat gemeng is en die besprinkeling van bloed. So ek kan vir jou sê, priesters het die reëls nagekom, veral daar waar Moses hulle in die begin hulle dit geleer het en oor gepraat het. Die Here sê selfs priesters, kan ek sê predikante, ouderlinge, heilige mense, selfs mense wat dink ek is fyn, dan met 'n nederige, gebroke gees in jou wees. Skrif sê 'n gebroke en 'n verslae gees sal God nooit wegwys nie. A repenting spirit. Een van die goed waar te kyk na in hierdie reeks is Jesaja, wat voor die Here kom en doodval soos 'n dooie voor hom en sê, ek is deel van 'n onheilige volk, en hy bely, mens, die taal van die berg is repentance. Die taal om op te gaan in intimiteit is repentance, nie arrogance nie, repentance. So mens, wat van ons, neem mooi kennis, God nooi ons, die trompet blaas, God wil dit, intieme verhouding met jou hê, maar dit kos iets, en jy moet jou hart breek. En jy moet repent. En jy moet bereid wees om enigiets op te offer wat hy jou vra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie storie teen die berg op die eerste keer wat u die volk wil bymekaar maak en sê, julle word nou myne, en ons word 'n volk van die Here, 'n koninkryk, 'n priesterdom, 'n heiligdom, julle word myne, intimiteit op 'n nuwe level. Maar jy wys ook wie hy is en hoe heilig hy is. Dat ons nie met God net speel nie net kyk nie net loer nie net my eie vlees pamperlang nie. Daar's 'n heiligheid. Dankie daarvoor, Here, help ons om dit te verstaan, challenge ons, dat ons bereid sal wees om verder te gaan, op te offer, gehoorsaam te wees, dieper te gaan, meer intiem en U te ken. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.